Goedemorgen, dit is dinsdagochtend 28 juli 2026 en oude gewoonte groet ek julle hier vanaf die Groot Rivier. Ja, mens kry mos daardie oggende waar niks uitwerk soos jy beplan het nie. En ek vanoggend wakker word, dus daar geen krag by my huis nie. Vervolgens moes ek nou blitsig skuif na 'n ander posisie toe, sodat ek wel 'n opname kan maak vir julle vanoggend. Maar hier is ek nou en is ons dan aan die gang. Ten spyte van al die probleme wat maar so op 'n mens se pad kan kom, onverwags en onaangekondig. Ek herinner julle dan vanaand of vanoggend aan vanaand se bosparade. Die bosberaad wat dan plaasvind om 7 uur. En dit is die gesprekke rondom Mosambiek. Ek praat met 9 lede wat saam met ons op die toer gegaan het. Ons kyk 'n bietjie na lessons learned en alles wat daarmee gepaard gaan. Dit is dan nou vanaand, dit is vanaand om 1900 uur, 7 uur vanaand. Dan gestel ons op bosberaad. Maak seker jy's ingeskakel en dat jy saam luister na die lessons learned, die lesse geleer en die ervarings wat ons deurgemaak het, dit wat ons gedoen het, boonbehalwe die feit dat so 'n toer ook aangenaam is en 'n lekker vakansieondervinding is. Vanoggend wil ek 'n oomblik stil staan by die weeklikse indrap wat ons uitgee. Julle ken die dokument, baie van julle het dit al ontvang, wat dan net sê dat is die indrap, en op daardie indrap verskyn daar 'n klomp inligting, en eintlik is dit 'n situasierapport, want alle gebeure en insidente word dan gelys, en die belangrikstes eindig dan op hierdie weeklikse indrap van ons wat ek dan uitstuur na mense reg oor Suid-Afrika wat daarin belangstel. Maar onthou, dit is nie 'n verwerkte dokument nie, dit is nie 'n afgeronde, volledige dokument wat afleidings, gevolgtrekkings, interpretasies maak nie. Nee, dit word mos gereeld ingevoer in ons dashboardstelsel, die barometerstelsel. Hierdie inligting, hierdie insidente wat julle weekliks ontvang, word dan op ons barometerkaarte ingevul, wat dan outomatiese sekere lesings en aanduidings aan ons verskaf. So wanneer jy hierdie dokument ontvang, is dit ter inligting, want die meeste verwerking vind nog na die tyd plaas. Die verwerking wat ons in staat gaan stel om al ons mense betyds te laat onttrek uit die stedelike gebiede uit en die areas waar beweging baie moeilik kan wees. Ons lewe in 'n onvoorspelbare tyd. En net so skielik as wat ek vanoggend opstaan en daar's nie krag in my huis nie, so skielik kan ons 'n oggend wakker word of in die nag wakker word en besef dat daar is moeilikheid in Suid-Afrika. En dis waarvoor ons in die aard van die saak by SBB voorberei, is om dan alle tye gereed te wees om sodanige uitdagings die hoof te bied. Daar is natuurlijk altyd die op- en afmerkings, die kritici van optrede, die kritici van die planne wat 'n mens het en 'n plek het, maar gewoonlik, as jy met sodanige persoon praat, sal jy agterkom dat hulle geen planne het, geen idee het oor wat om te doen die dag as probleme plaasvind nie. Daarom is dit vir ons 'n volkssaak, 'n hartsaak, om so goed as moontlik voorberei te wees om ons mense te kan dien
in die tyd van chaos wat op pad is. Ons kan net ons beste doen, maar in sekere gevalle sal ons beste goed genoeg wees, en in ander gevalle sal ons beste waarskynlik nie goed genoeg wees nie. Maar ten minste is ons beter voorbereid as 90% van ander mense en ander groeperinge. Dit is belangrik dat ons juis na ons inligtingshulp moet omsien, dat ons juis moet gaan kyk na wat is die insidente wat oor Suid-Afrika plaasgevind het, sowel as in die wêreld, want daardie insidente vorm op die ou einde 'n prentjie. So die weeklikse verslag word nie geïnterpreteer nie, maar raak deel van 'n groter prentjie om korrekte interpretasies te kan doen met die hulp van ons barometerstelsel. Sodat ons, natuurlik ons lede, ons mense, betyds kan waarsku sou daardie dag aangebreek het. Intussen moet ons onthou dat ons hou by die beginsel van groepering. Groepering is uiters noodsaaklik, want groepering gee vir jou konsentrasie van poging. Konsentrasie van poging gee vir jou meer mag in die hand, meer mag om die gesag van die mense uit te oefen, dit wat van jou verwag word, om ons mense en die gebied, die areas te beveilig waar binne ons moet optree en beweeg. En dis uiters belangrik dat daarvoor behoorlik beplan moet word. Op die ou einde van die dag glo ons hier by SBB dat daar's net een rigting en dis vorentoe. Want vassteek by 'n hindernis is nie vir ons die oplossing nie. Die antwoord lê in hoe los ons probleme op? Hoe kyk ons vorentoe? En wat is die beste voorsiening wat ons kan tref vir ons mense in 'n tyd van geweld en anargie, wat volgens alle aanduidings op pad is na Suid-Afrika? Gesien in die agtergrond wat in die res van Afrika gebeur het, gesien in die agtergrond van alle ander volksmoorde wat plaasgevind het, moet ons aanvaar en is die bewyse daar dat ons presies dieselfde paadjie stap in Suid-Afrika tans as in die aanloop tot elke ander volksmoord wat daar was. En as ons dan na die geskiedenis moet gaan kyk en ons moet 'n les leer uit die geskiedenis, dan is daar die les juis dat ons nie onkant betrap mag word nie, dat ons te goed voorbereid moet wees as wat ons kan, sodat ons mense kan dien. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om vanaand om 7 uur in te skakel by ons bosberaad oor Mosambiek nie. Mooi dag, mooi loop en lekker bly. Sien julle vanaand.